Thema vandag, ingeprop. Ek kan nie anders deur wat ek gegaan het, die adventure van die KRT, om dit met julle te deel nie, want ek het gevoel die Heilige Gees openbaar goed aan my, maar vir eers is dit die laaste van die KRT lesse wat ek julle wil leer. Ek was mos nou 16 dae opgesluit in solitary confinement, in daai kamertjie wat ek nou geloop het, en die wat julle vir my ken weet, dit is soos 'n berg voor my gelê, maar ek het voor die tyd geweet, as ek dit kan regkry met die Here die pad te stap, sal dit 'n vallei word. En dit is wat gebeur het ook. En ek het klomp goed geleer daar, maar twee goed het my lewe gered in die krisistyd. Behalwe julle gebede het my soos wind onder my vlerke van die arend gewees. So baie dankie daarvoor. Maar dit was fisies omdat ek ingeprop was in 'n masjien vir 16 dae. En ek was ingeprop by die Godderenig. En die twee goed het my lewe gered en ek wil dit graag met julle deel. Nou, die masjien ding, ek het hulle gevra, want ek het mos 'n portaal wat hulle hier in my hart ingesit het om die chemo mee te kry. Moet hulle nou nog 'n lyn insit? Toe sê hulle nee, hulle moet een insit, want as hulle vinnig bloed wil trek, as daar 'n moeilikheid kom, dan wil hulle 'n lyn hê, maar terselfdertyd is hulle goed moet insit. En die KRT is ook AD gegee, en hier sê eintlik 'n membraan, so hulle het nou die ding in my keel ingesit. Ek wil dit eintlik vir julle wys nie, dit is te gruesome, jy weet, om het te wys, dit is 'n pyp wat hier ingaan met 'n klomp toue, en dan is jy gebind daar, en jy slaap daarmee, jy stoor daarmee, en die masjien is ook ingeprop in die muur. So as jy nou wil toilet toe gaan byvoorbeeld, dan moet jy jou eers aanplak, en dan moet jy die ding vat en dan stap jy so toe, of jy kan nie, weet dis nou daar, jy is daar aangeplak, maar as jy nie dit het nie, then you can die, verstaan, dis nou die situasie, en op 'n stadium dan styg jou koors geweldig, en dan sal jy dan vir jou goed gee, en dan gaan jou hart in disritme, en jou brein gaan in seizures, dis 'n klomp goed wat kan fout gaan met jou. Wat dankbaar nie met my gebeur het, maar omdat hulle dadelik medisyne in jou kon gespuit het. So dis die een ding, en terwyl ek so ingeprop was, het ek mos nou dit besef, ek het 16 dae daarmee geleef, en toe besef ek eintlik, maar ek het die oefeninge wat ek elke dag gedoen het, wat ek met julle gedeel het voor het, die woord aerobie, dankie vir julle wat dit saam met my gedoen het my op 'n vreemde wyse ook by God ingeplak, nie vreemde wyse nie, en dit het gebeur deur die woord, en die Gees, en die twee goed het my sein gehou, en hier is ek nou vandag, om vandag met julle te deel, hierdie hele ervaring om ingeprop te wees, maar nie dat dit jou red net op 'n stadium nie, want dit het my gered, maar dat jy ook na die tyd kan excel in die lewe. En een van die verse wat ek opgesê het gesê, ek gaan dit net nou ook vir julle herhaal, dat dit gaan nie net om gered te wees, maar as God se kind te excel. En dis die Griekse woord excel staan ons in die Bybel, en dit is nou die spreadsheet wat al 'n goedjies kan doen, jy weet, en jou help om voor te kom. En wat ek ook gevind het, is dat in swaar tye baie keer, leer jy skills aan. Ek bedoel, toe ons was in die weermag, jy leer om te skiet, met 'n mes te veg, ensovoorts. Nou is jy nie meer in die weermag nie, maar nou gaan jy in jou kinders kamp, en weet jy om hout te kap, en jy weet, jy hou die goed oor, maar jy wil nie eintlik dit leer nie, maar hulle leer dit nou maar vir jou. Want jy moet, terwille van oorlewing. En ek het so 2 weke terug 'n preek vir julle gepreek oor die geloofsfases waar jy mens wissel. En gesê jy beweeg op 3 maniere deur die lewe geestelik. Dis of maar met tyd, besef jy goedjies, soos wanneer jy ook maar in jou eie lewe goed aanleer later, of deur goeie geestelike ervaring, soos om die kerk te sit. Maar jy weet, ek vermaak julle mos, so jy sit en jy besluit wat jy wil inneem en wat jy nie wil inneem nie. En dan die derde een is eintlik die krisisse, wat jy gedwing word om 'n antwoord te kry, of jy gaan nie uitkom nie, verstaan jy? En dis eintlik, dink ek, waar ons die meeste leer. Nou obviously, krisisoomblikke is as iemand doodgaan, of jy wil self amper doodgaan, of jy het 'n siekte, of jy trek, of jy verloor jou werk, dis krisisoomblikke. Jy weet, dit is krisis, dis die grootste krisis wat jy kan beleef eintlik. So ons almal wat hiernatoe getrek het, is eintlik al van 'n krisisoomblik, want dit is 'n vreemde land, dit is 'n moslimland waar ons bly. So, wat ek vandag eintlik wil doen met jou, is om vir jou 3 stories te deel, wat jy dit sal verstaan, dat hierdie 3 persone
se stories wat ek gaan deel, gaan vir jou daai waarheid inbring. In die eerste plek dat in krisisoomblikke vind jy net redding as jy ingeplak is in God. Spesifiek by sy woord en sy gees. En dan die tweede ding is, jy leer 'n skill aan wat jy later in jou lewe kan gebruik om te excel, vir jou kinders te leer, word jou gewoonte. En die 3 stories is Jesus, ons moet altyd by hom begin, want ek wil, weet mense kan met wacko idees kom, om water te loop en sulke snaakse goed wat ons doen, maar jy moet eers kyk wat sê die woord. Dan gaan ek julle vertel hoe ek dit reg gekry het met die KRT dan, en die aerobie. So ek gaan nie weer die aerobie goed doen nie, julle het dit gesien, ek het die video gedeel, maar ek wil verduidelik vir julle wat het my gebeur terwyl ek dit doen. En dan het Susan wat hierdie journey saamloop, en baie van julle wat partykeer in die krisis is, weet jou huweliksmaat kry partykeer swaarder as jy. Het sy 'n inprop oomblikke gehad wat so kosbaar is dat sy gaan dit met julle deel. En ek hoop julle kan by haar leer. Ons leer ons by mekaar. Okay, so dis net die 3 goed vandag. So Jesus, toe ek daar sit en jy weet die goed kom ons soos branders na jou toe aan, jy weet. Branders. Jy weet hoekom het hulle die strande toegemaak in COVID tyd in Suid-Afrika? Want die regering het gehoor die COVID kom in branders aan. Maar hierdie inligting kom ook in branders, want ons het Jenny na jou toe aan, die een na die ander. So, Jesus kom ek toe agter, het sy hele lewe lank op aarde, die 3 jaar wat hy bedien het hy ingeprop gelewe by die Vader. Dit strike my soos lightning. Hy sê, ek doen niks uit my eie uit in Johannes 5 vers 30. Hy sê, die Vader het die Seun lief en wys hom wat om te doen. Johannes 5 vers 20. En dan skielik word dit net vir jou duidelik. Ek bedoel, en dan lees ons in Matteus 4, wel ons lees is Jesus gedoop met die Heilige Gees. Nou hoekom het God die Heilige Gees nodig? Omdat die Heilige Gees ook by hom wou gewees het. Want hy was 'n mens. Hy was 'n Godmens gewees. Jy is ook 'n sinne Godmens, maar minder as Jesus. En die Heilige Gees het hom gelei op plekke, die mens wees wat hy was. Hy het ons die 2 nature gehad. En dan lees ons in Matteus 4, die Heilige Gees lei hom toe in die woestyn in. Nie vir sy KRT nie, maar om hom voor te berei vir wat kom. En vir 40 dae eet hy niks nie. En dan kom hierdie wese na hom toe. So vir my so 'n mooi prent hierdie, is dit nie? Van die bose. Die bose is eintlik 'n skrikwekkende wese wat geval het lang voor tyd ons gekom het. En dan sê die bose vir hom, hy weet hy's mos nou swak. Krisistye is jy swak. Mense doen stupid goed in krisistye. Hy sê vir hom hy sê vir ek sê hy's honger. Hy sê ja, ek's baie honger. Hy sê as jy die seun van God is, beveel dan dat hierdie klippe moet brode word. So wat hy nou wil word, as Jesus dit doen, dan sê hy vir hom, die Heilige Gees is nie meer jou leidsman nie, ek is jou raadgewer. En almal wat na jou sal kom, ek sal hulle raadgewer wil wees. Hy het altyd al sulke prente geteken van die engel wat hier sit, die duiwel wat daar sit, okay. Hy wil in elk geval jou raadgewer wees. Wat sê Jesus vir hom? Die honger Jesus sê, nee, dis waar, maar jy geweet, daar staan ook geskrywe, 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. En partykeer lees mens net by dit verby, maar die feit dat hy dit sê, is kragtig. Ek bedoel, as ek vir Susan sê, ek is lief vir jou, dan staan woorde in 'n skep 'n werklikheid. Net soos if iemand sê, ek haat jou, staan dit daar. Die Griek het al gesê, as jy sê, skep jy, en ons skep met woorde seker goed, en so skep hy hierdie ruimte, die goddelike woorde, hy roep God in, en skielik is God in sy woord daar, en hy sê, 'n mens leef nie van brood alleen nie, Deuteronomium. Hy sê, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom, en skielik is die bose boem verslaan. Maar wat ook met Jesus gebeur, is nie net dat hy hom verslaan nie, hy versterk hom ook. Verstaan jy? En ek het dit beleef met die KRT, in die aerobie oefeninge. Ek sal net te veel sê dat ek partykeer nie lus is om op te staan, want jy word swakker. En dan weet ek, as ek net kan opstaan en my hande oplig en die arend doen en sê, rig jou gedagtes na God, wat goed en rein en heilig, goddelik heilig is, en die dinge wat jy laat excel in die lewe.
En wat maak dit ander mense jou sal navolg? Dis wat in die Grieks staan daar. En dan dink ek moet hierdie ding oorleef. Ek moet sein bly ter wille van Susan die kinders, ter wille van julle, ter wille van myself. Dan word daai woorde, dis soos 'n rekenaar wat afgesit word en aangesit word, die RAM is weer daar, of die nuwe goed afgelaai. Verstaan julle, dit was in my kop gebeur, ek het gevoel hoe die krag teen my gaan, en dan is ek gereset. Dis mysterieus, eenvoudig eintlik. So as Jesus die woorde sê, dan verslaan hy die bose, maar hy versterk homself, en dan kom daar nog 2 versoekings daarna. Elke keer, en dan sê ek, maar goed, dan probeer jy laaste keer, as jy nou hier neerval en my aanbid, dan gaan ek vir jou al die koninkryke gee. Dan sê hy, die Here het gesê, jy kan net vir hom alleen as God aanbid, nie vir jou nie. Glas, verby. En dan los hy hom, en dan kom die engele en hulle kyk na Jesus. So Jesus het, hy het gedoen, nou as hy dit gedoen het, hoeveel te meer moet ek en jy dit nie doen nie, verstaan jy? Nou, weet ek is nou al 'n predikant en 'n prediker vir jare, maar ek moes in hierdie kankerbesigheid, moes ek eenvoudig nuwe maniere leer om te oorleef. Want die ou maniere is nie genoeg gewees nie. Jy kan nie met jou Corolla in die duine gaan ry nie. Jy gaan vassit en dan gaan die son jou doodbrand en dan sterf jy sonder water. Maar as jy 'n ordentlike voertuig het, dan kan jy ry, verstaan julle? En jy leer om altyd met ander mense saam te ry. So jy moet jou ways change as dinge moeilik word. En die KRT het ek het nie geweet wat gaan gebeur daar nie. En dan ek wil nie eintlik lees hoe gevaarlik dit is. En Susan het my gesê, weet jy wat kan ons met jou gebeur? Jy kan doodgaan. Dus sê ek weet nie. Ek wil dit ook nie weet nie, want dit gaan nie help eintlik nie, verstaan jy? Ek moet lewendig bly. So die aerobie goed het die Here toe vir my gegee op 'n manier. Lankal kyk ons na oefeninge, ek wil vertel die Japaneese het op goed afgekom, want ons het baie fiets gery en met die eerste baanlyn het ek nou swakker geword. En ek wil heeltyd vir hulle verse leer. Ek is verras hoeveel min verse julle ken eintlik. Jy ken die Bybel, maar nie verse nie. En toe kom ons met die 6 goed uit. En elke oggend, as ek opgestaan en voor hulle en daar gekom het, dan het ek hierdie oefeninge gedoen. So Susan het so 2 keer met my kom slaap ook daar met ondersteun COVID toets gedoen en so. En dan staan hier's 'n prentjie van hoe ons dit gedoen het. Nou loop ek daar met ingeplaktheid. Kyk daar. Psalm 23 vers 4. Stap ek hierdie dag van doodskade weer, ek staan ek almal hier staan. Want U is by my. Die stok en die staf troos vir my. Okay. Thank you. Goed, okay, verstaan. So, wat ek wil sê, ek ken hierdie vers. Maar as jy daar loop en jy is in die dae van doodskade, jy sê, al loop ek en dan stap jy daar en jy haal mos nou asem, die dae van doodskade wees, sal ek nie bang wees nie. Sê ek is nie bang vir die dood nie. Hoekom nie? En dan sê Susan, die stok gebruik die Here om die bose te verslaan en die staf, help jou, hy trek jou in met daai stafie om jy by hom te wees. En dan het ek vrede. En dan beleef ek vrede. So ek altyd begin daarmee. En dan sal ek my hande opgesteek het vir die arend en dan sê ek vir my, weet, dink aan die goeie dinge wat die Here wil hê. Rig jou, jy het 'n keuse wat jy met jou gedagtes doen. En dan is ek gereset. En dan doen ek nou die reier. Iemand vertel my gisteraand, het daar gewees, wat sê, sy het altyd so gestaan en sê, maar jy moet nie so staan, jy lyk so 'n reier. Sy sê, nou moet sy nou weer so staan, verstaan jy? En dan staan ek nou so daar, dan fokus ek nou buitentoe, ek eintlik net 'n wit muur buitekant sien. En dan sê ek nou, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en al jou kragte. En dan dink ek, dis hoekom ons leef, wat maak ek daarmee? Verstaan jy begin bietjie mediteer daaroor. Dan gaan ek op die ander been en sê, jy moet met jou naaste lief hê soos jouself. Dit is so moeilik om op die been te staan. Wat doen ek met my buurman? Jy weet die een is 'n Romein en die ander een is 'n Romein van Roemenië af. Wat maak ek met hulle? Hoe vriendelik is? Jy verstaan? Dan begin jy dink. Wat gaan ek maak as ek terugkom? En dan my gunsteling een, as ek nou swaar kry, dan gaan sit ek teen die muur. Jy gaan ons so af. En wat jy moet doen, jy met jou boude vasdruk teen die muur, dat soos 'n planking word, hier so. En dan sê ek, en waar staan dit? Efesiërs 1 vers 19 en 20. Dieselfde kragtige werking wat in Jesus was, toe die Vader hom uit die dood uit opgewek het, is vir my beskikking. Sê jy sal hierdie ding oorlewe. 60 tellings. En dan, jy weet, dan gaan jy, dis die muur sit, dis die muur ons, en dan die wonderlikste ding was eintlik vir my, dink ek, om op my knieë af te gaan.
en dan te bid. En ek het later nie meer, jy weet, dis mos waar jy moet wees. Dis op jou knie moet jy wees. En ons gaan te min op ons knie, weet ek besef my hele lewe lang. Dan sit ek daar op my knie, en dan bid ek so, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word hier op aarde, net soos in die hemel, oral waar ek loop. Ons Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk hier op die aarde kom, net soos in die hemel, oral waar ek gaan. Ons Vader wat in die hemel is, laat die wil geskied hier op die aarde, net soos in die hemel, waar ek loop, wat ek doen. En dan sê ek nie meer vir hom, gee my daaglikse brood, ek sê dankie vir my daaglikse brood wat U vir my gee, fisies en geestelik. Dankie dat U my vergewe, dat ek die mense kan vergewe, en dit is vir my so moeilik geweest, maar ek het hulle vergewe. Dankie dat U my lei weg van die slegte goed af, en dat U my op daai oomblik verlos, van verkeerde gedagtes, verkeerde dinge, en ook verlos hier van vrees. Verstaan jy wat gebeur met jou? Jy's ingeplak, hy reset jou, dis 15 minute, en dan vat jy ons nou daai handdoekie, wat 99 van die spiere werk, en jy draai om, jy trek om, en jy sê, waar staan die Onse Vader? Matteus 6, vers 9 tot 13. En waar staan hierdie woorde? Die koning dink en doen anders, want die koninkryk van die hemel is in jou hande gegee. Matteus 4, vers 17, jy sê dit op. Dan trek ek ons so, en ek dink, hoe laat ek die koninkryk kom as ek hier uitkom? Trek om, draai om. Daarna is jou hande moeg, dan voel jy soos 'n gorilla na die tyd. Dis hoe ek aangeplak gebly het. En ek doen dit nog steeds elke oggend. En iets van julle wat vir my gesê het, ek is nou op dag 50, op 14 van 50, dan sê ek is hier 'n bietjie voor, want ek het nou voor begin al gegaan daarmee. En dis my gewoonte nou. Dis nie 'n mantra wat jy opsê nie. Dis om ingeplak te word, soos daai ding ingeplak word van die kragprop, en dan trek jy die inligting. Jy trek die krag by God. Maar Susan het 'n ander belewenis gehad, en ek gaan haar nou vra om dit met ons te deel. Kom ons gee haar 'n lekker hande klap, en sê welkom vol. Seker. Kan julle my hoor? Ja. Ok, nou ek moet nou net al hierdie technology moet ek nou by my hou. Ek is opgewonde om hierdie storie met julle te deel, want ek moet julle sê net nadat ek dit toe vir Dion vertel, want dit gebeur toe nou met my, toe sê jy sal hierdie storie nog moet deel. En toe die tyd gekom dat, dis nou vandag wat ek het kan deel, want dis nou eintlik aan die einde van 'n verhaal wat ek die verhaal kan vertel. Nou, my storie begin in Oktober 2023. Soos die meeste van julle weet, is Dion toe met limfoom gediagnoseer. Maar ons was baie dankbaar, want binne 6 maande was hy in remissie, en het hulle vir ons gesê dat hy nou kankervry is. Ongelukkig, 'n jaar daarna, dit was in Mei hierdie jaar, toe het hy weer simptome, en het blyk toe weer kanker te wees wat terug is. En ja, natuurlik was dit vir ons 'n groot skok. Ons sou, in daardie tyd, het ons eintlik 'n vakansie beplan, en ons sou na Skotland toe reis. Die rede daarvoor was om whisky te proe, sê hy, hoor. Ja. Maar, Dion skryf artikels vir die Land Rover Classic Magazine, en een keer 'n jaar het hulle dan nou 'n vergadering, hulle nooi toe vir Dion uit om die jaar vergadering by te woon. So by die tyd dat ons toe nou dit uitvind, het ons dan al ons planne agter mekaar, maar ons gaan sien toe die dokter, en ons vertel hom nou van ons storie, en hy sê toe, nee, dis reg, ons kan maar gaan, maar ons het, as ons terug is, ons is 10 dae weg, of 7 dae weg, of so ietsie, maar as ons terug is die dag daarna, dan moet hy nou met die chemo begin. Wel, ons het toe so versigtig optimisties, ons nou bly ons gaan, ons hoop nou maar alles sal goed gaan. En ons is toe op pad. Alles het goed geloop, ons het lekker whisky geproe op baie plekke, en toe ons, dit was die laaste 3 dae, sou ons by hierdie dorpie bly, wat sy naam Briekstok is. Dit was ook naby die plek wat ons nou die Land Rover mense sou ontmoet. En toe voel Dion nie lekker nie. Hy het toe, behalwe dat hy toe nou voel, hy het maar heeltyd nie 100% gevoel nie, maar die dokter het hom kortison voorgeskryf, wat die simptome verlig het, sodat hy okay was. Maar dit lyk toe asof hy 'n maagkiem ook opgedoen het. So ons bly toe maar nou net in die gastehuis, en ons is toe nou rustig daar. Ek het
die oggend opgestaan en ek het buite gaan sit en my Bybelstudie gedoen. En ek was besig met 'n studie van Finding I Am, wat die ek is uitsprake is wat Jesus gelewer het. En dit is geskryf deur Lisa Terkeer, 'n wonderlike studie, en die spesifieke dag het toe gehandel oor die uitspraak wat Jesus teenoor Martha gegee het van I am the resurrection and the life. Nou, sy begin toe die studie deur te sê dat daar vrae is baie keer in mense lewe, veral as jy in moeilike omstandighede is, dat daar nie vir jou sulke maklike antwoorde is nie, is dit nie? Partykeer, ek hoor aan 'n dag 'n dominee sê, partykeer is dit 'n geval van pray, guess and go. Van, jy het nie baie tyd om vir hieroor te dink, jy moet 'n besluit neem en nou moet jy net gaan, nee. Een ding wat ons weet, ons moet nie stil staan nie, ons moet vorentoe beweeg, nee. Maar sy verduidelik toe hierin wat toe vir my baie sin maak, dat baie keer in ons lewens is die wêreld en die Bybel is eintlik so geskryf, sodat daar spasie is, waar Jesus direk met ons kan praat. Die woord het mos algemene waarhede, wat altyd waar is. Maar is dit nie partykeer sit jy in die kerk, en nou praat die dominee, dink jy net, hy geweet van my situasie, kom praat hy nou so direk met my, nee. En dat die Bybel ook so met ons partykeer so tussen die woordlyne deur, sê vir ons wat moet te doen, alhoewel dit nie handleiding is nie, nee. Maar ja, so tussen die lyne, as te ware, soos ons sê, praat die Here met jou. En ek skryf toe daar langs af myself, God leaves room for himself to talk to me. Nou, julle moet 'n bietjie verstaan, dis hoekom ek die storie begin het in 2023, dat toe ons daar was dit bietjie 'n unsettling time vir ons, nee. Ons het nou al een keer deur dit gegaan, die ons gesond, maar nou is hy weer siek, en nou weet ons nie wat nou heeltemal van ons voorlê nie. Die vorige dokter gesê, sal ek kan help nie, want dit moet nou 'n hematoloog wees, en ja, so, dit is bietjie 'n moeilike tyd waar ons is. Die skrifgedeelte waarmee ek besig was die dag, het gekom uit Johannes 11, en dit vertel die storie van die mense wat by Jesus aankom, en vir hom sê dat Lazarus so siek is, en dat Maria en Martha hom nodig het, en hy nou vinnig so toe moet gaan, nee. En Jesus antwoord hulle dan met hierdie woorde. Hy sê, this sickness will not end in death. Now it's for the glory so that God's Son may be glorified through it. Nou julle sal my nie glo nie, maar hierdie woorde was baie kosbare woorde vir my. Dit was bekende woorde, want dit was woorde wat Dr. Johan Snyman, wat 'n sendeling en dominee vriend is vir ons 18 maande terug, toe Dion pas gediagnoseer was, het hy vir ons hierdie woord gegee. Hy het dit, ek wil vir julle lees wat hy geskryf het. Hy het gesê, Dion, sedert jou toetse begin, draai die Heilige Gees hierdie woord in my kop om vir jou te gee. Ek het baie seker gemaak dat ek dit wel vir jou moet gee, en ek gee dit vir jou met ontzag en eerbied vir jou situasie, maar ook oor die oortuiging dat God dit vir jou wil gee. En dis 'n profound boodskap om vir iemand te gee, wat nou net met kanker gediagnoseer is, van this sickness will not end in death. Now it's for the glory to God, and that God's Son might be glorified through it. En hy sê ons aanbid vir jou en so saam tot volkome genesing. Nou op hierdie dag, wat ek nou daar in die Engeland sit, my slukkie, my water, my mond, en in hierdie onseker tyd is, gee die Here vir my weer dieselfde woord, wat hy 18 maande terug vir ons gegee het, nie? Sorry, okay. Toe gaan die studie voort, en het vertel nou, van die gesprekke wat plaasgevind het, tussen Jesus en Martha en Maria. En toe Jesus in Betanië aankom waar hulle nou gebly het, toe is Martha die eerste een wat Jesus tegemoet loop. Sy kom toe uitgestap. Nou Jesus het nou nie haastig gemaak soontoe nie, nee. Hulle het mos ook geweet dat Jesus baie ander mense gesond gemaak het. So sekerlik het hulle mos nou met die groot hoop in hulle harte geleef dat hy gaan nou aankom en dan gaan hy nou vir Lazarus gesond maak. Maar hy kom toe baie rustig hier aangestap. En ek dink Maria kom toe redelik moeilik daar by die deur uit of bietjie ontsteld, nee, en sy sê Here,
As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie, sê sy. En Jesus sê vir haar, nee Martha, jou broer sal uit die dood uit opstaan. Maar sy verstaan dit toe nou nie lekker nie, nee. Want as jy daaraan dink, sy het eintlik nogal in geloof dit vir hom gesê, Here, as u was, sou my broer nie gesterf het nie. So sy het geglo, hy kon iets doen. Maar ek weet nie of hy geloof nou so ver gedink het nie, dat hy vir haar sê, maar hy gaan uit die dood uit opstaan. En sy verstaan hom 'n bietjie verkeerd en sy sê, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan. Dis toe wat sy sê. En nou sê die skrywer Lisa sê toe in die Bybelstudie, sy sê, sy het misverstaan, she was looking forward to a future resurrection, when Jesus wanted her to focus on what he was doing in the present. En in my gees, sê die Here vir my, maar ek sê dit vir jou. Want ek moet julle sê, toe Jan vir my daai boodskap gee, toe ek dieselfde sy gedink. Ek het ook gedink, ja Here, ek weet, die jong gaan mos nie vir ewig dood gaan nie. Jy weet, al sou hy nie hierdie oorleef nie en hy gaan dood, gaan hy mos lewe. Jy weet, so ek het dieselfde sy gedink. Maar Jesus sê toe in daai oomblik vir my, hoorie, Susan, ek is die opstanding vir jou. En ek wil ook hê, jy hoef nie te fokus oor wat nog gaan gebeur, oor eendag nie. Jy moet kyk oor wat vandag gebeur. Hier's vandag iets besig om te gebeur. Maar Jesus sê toe vir haar die volgende woorde. Hy sê toe vir haar, Martha, soms so 'n bysaakie, ek het nou nie gedink ek moet dit sê nie, maar ek het daaraan gedink. Onthou julle die storie van Martha en Maria wat in die huis was, en Martha wat so gewerk het aan die kombuis, en Maria wat so ewe lekker daar by sy voete sit, en toe raak sy 'n bietjie geïrriteerd met haar sussie wat so niks doen nie, nee, en sy wat so met rondhardloop. En toe sê Jesus mos vir haar, hoorie, maar jy moet onthou waar dit gaan, so is eintlik goed dat Maria hier sit. So dit was vir my nogal kosbaar dat Jesus van Martha hierdie wonderlike woord gesê het. Hy sê toe vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Hy het vir haar woorde gesê wat ons tot vandag toe onthou, nee. En julle sal nie glo nie, die volgende wat daar geskryf staan in die studie, cancer does not have the final say. Daar het ander goedjies opgestaan, infertility doesn't have the final say, al die goed. Maar dis natuurlik wat my oog te raak sien. En in my hart sê die Gees weer eens vir my, vertrou my, moenie bang wees nie, ek is jou ewige hoop, en in my opstandingskrag is alles moontlik. En dit is net asof ek 'n groot rustigheid en 'n vrede in my hart gekry het. Nou wonderlik vir my, van die ons eerste diagnose, die eerste ding is 'n bietjie van 'n skrik, nee. Toe die dokter my die eerste keer sê kanker, toe huil ek so, hulle wou nie eers vir Dion laat betaal, hulle net my gelawe en tee vir my aangedra, want toe huil ek vreeslik. Eintlik. Maar selfs van toe af, het ek hierdie ervaring gehad, dat die Here elke keer na my toe gekom het, en my hierdie vrede het, ek het nie verstaan, hoe kan ek nou so rustig voel, terwyl my man nou so heavy siek is, nee. Maar daai oomblik gebeur toe dieselfde, dit is toe asof ek nie tevrede en ek weet, okay, ons het 'n pad om te stap, maar ons kan okay voel. En ek dink, kan dit wees dat die Here nou so vandag met my praat? Hy het begin deur my te herinner, dat hy tussen die lyne met mens praat, maar hier ervaar ek dit nou. En ek blaai so terug in die boek. En hier sien ek die prentjie van die Proteas. Nou julle, hier is 'n vrou, wat in Amerika bly. Ek dink nie sy weet wat 'n Protea nie. Maar sy het op daai dag besluit om 'n foto van Proteas op die eerste dag van die studie te plaas. En dis of die Here vir my sê, hoor jy my mooi? Hoor jy my mooi? Dit is vir almal, hierdie waarheid is waar. Ek is die opstanding en die lewe. Maar hoor jy vir my, ek praat met jou. En ek sê vir jou, dit is vandag vir jou waar. Toe ek voorbereid het, ek nou glad nie gedink, dit gaan my gebeur nie, ok. Maar, dis toe asof die Here vir my sê, dis persoonlik vir jou. Want dis nie net vir Suid-Afrikaners 'n wonderlike, jy weet dat ons baie van Proteas hou nie, maar dit is ook in my en Dion se storie 'n besonderlike storie, maar dit is ook die eerste blomme wat hy ooit vir my gegee het, so dis op 'n manier dat die Here toe
werklik dat ek voel, hy praat op 'n unieke manier, en daar tussen die lyne met my. Omdat dit mos nou nie so handleiding is nie, moes hy self vir my iets sê dat ek kan weet, dis nie vir almal nie, dis vir my, nee. En ek sien dit toe ook, toe dit die volgende stukkie van die storie aangaan van hoe hy nou met Maria ontmoet. Nou, ek weet nie of julle onthou nie, maar toe hy by Maria aankom, toe sy nou hartseer in die gehuurde huilers is ook mos daar om haar, en toe hy nou die besigheid sien, toe het hy hartseer geword. Ek dink te myself, ek wonder hoekom was Jesus nou hartseer? Hy het mos nou geweet, hy gaan nou vir Lazarus uit die doodheid opwek, hoekom sal hy nou hartseer wees? En toe besef ek, maar Jesus het na Maria gekyk, en op 'n manier het hy gesien wat die sondelas van die wêreld aan haar doen. Want sy is hartseer want haar broer is dood. En hy het ook geweet dat dit die hartseer is wat mense op aarde beleef. En die tweede ding, hy loop toe al 3 jaar saam met sy disippels, en Lazarus en Maria en Martha was sy, eintlik kan ek maar sê, ek dink sy beste vriende. En selfs hulle het nie mooi verstaan hoekom hy is nie. Sy het gedink, ja, hy kan ons haar broer gesond maak, maar sy het nooit gedink, ek gaan hom uit die doodheid laat opstaan nie. En Jesus, dit was ook, as julle nou mooi die storie van Jesus lees, was hierdie gebeurtenis, die begin eintlik van sy pad na die kruis. Want hy het toe geweet, as hy hierdie groot ding gaan doen, almal gaan weet, van Lazarus wat uit die doodheid opstaan. En die fariseërs en ander mense gaan niks hiervan hou nie, en hy het mos geweet wat vooruit gaan gebeur. So hy het ook geweet dat hierdie daad van liefde sou ook op die eind beteken dat hy aan die kruis gaan moet sterf, sodat hierdie sondelas wat hy sien Maria so hartseer maak, dat dit regtig vir ewig sou verby wees. So ek dink, dit is wat hom so hartseer gemaak het, nee. En toe, die mooi ding wat later daar staan daar nadat Lazarus toe nou uit die doodheid opgewek is, het Maria uit dankbaarheid, het sy toe gegaan, en sy het die diere reukolie gekoop, en sy het dit op Jesus se voete gesit, en sy het dit met haar hare afgedroog. Wat 'n sien is dit nou nogal, nee. Van 'n abs, dis so, ek weet nie, dis eintlik heavy intiem, nee. En sy het hierdie ding gedoen, en ek weet nie, die van julle wat Chosen gekyk het, sal dit bietjie dalk in jou gedagtes kan sien, nee. Hoe sy het eintlik 'n jaar se geld gevat, en toe het sy gegaan, en sy daardeur, het sy aan Jesus erkenning gegee vir wie hy was, want sy het toe besef, dat hy die seun van God was, regtig, nee. En dat hy nie net mense gesond maak, maar iets wat dood is, kon lewendig maak. En dat sy dit met haar hare afdroog, nee, wel hare toe lekker geryk, en ek dink dit was goed vir jou hare, dink ek ook, nee. Ok, maar toe, en nou, die volgende oggend, ons is nou nog steeds in die dorpie, ons is nou toe terug op die aarde, ek het nou my Bybel eenkant gesit, ons is nou weer, ons is nog hier op die aarde. Die volgende oggend, gaan stap ek en Dion in die dorpie, en terwyl, hoor jy die voeltjies, hoor jy die? Die magpie wat so skree, nee. Ok, maar soos ons toe nou so stap, en voor ek by die deur ingaan, jene, dit is nou net so, ek weet nie of julle ook soos ek is, maar die Here met my, het lyk my met 'n ding oor die kop slaan, voor ek nou later weet, ok, dit is so. Sê ek so waar weer vir die Here, Here, bevestig tog van my nou asseblief vandag, as ek in die kerk instap, daai woorde wat ek gister gehoor het. Hy het dit nou klomp keer vir my gesê, Johan het dit vir my gesê, 18 maande terug. Klomp keer in hierdie tyd, het ek baie keer gebeur, die Here sê vir my, wees kalm, dit is okay, dit is in my hand, maar nie worry hieroor nie. Maar ek vra weer vir hom, ek stap in die kerkie in, en ek gaan sit op die bank, en toe ek op die bank sit, toe val my oog op hierdie loodglasvenster, en toe kyk, toe's dit 'n prent van Maria, wat Jesus se voete met haar hare afdroog. Nou ek kan vir julle sê, dis soos 'n weerligstraal wat my tref. Ek sê toe, okay, Here, toe maar, okay, ek gee oor. Ek verstaan nou, hierdie was van die Proteas en die hele saak en die hele storie, en nou hierdie ook. Ek verstaan nou wat hy vir my sê, en wat ek toe beleef, die Here sê vir my, wees dankbaar en gee erkenning aan my. Dis toe wat hy sê. Want die uiteinde van die storie het niks met ons te doen nie, nee.
dit was ons van die begin af toe altyd sy hand. So bekommernis of iets sou in elk geval niks gehelp het nie. Dit het alles van hom afgehang. En ek weet toe, die wonderwerk is besig om te gebeur. En wat hy vers aan die begin van gesê het, en dit sal die mag van God vertoon en tot eer van Jesus wees. En dis hoekom ek vandag hier staan. Want Dion het eintlik gesê, ek moet nou nie aanpreek nie, maar ek wil net gou dit sê. Almal van ons in ons lewe het soms moeilikhede, nê, en dramas en sulke goed. En by my belewenis met die woord, is nie elke dag so nie. Asof die Here nou op 'n dramatiese manier my hier oor die kop kom slaan en 'n klomp mense my sien, hy my glasvenster wys in die Proteas. Dis nie elke keer so nie. Maar wanneer jy met die Here besig is en in die woord besig is, dan praat hy altyd met jou. So die woord kom nooit leeg terug nie. Partykeer is dit om my te herinner aan iets. Partykeer is om my te sê, hoorie, hou op daarmee, jy weet, stop hierdie ding. Partykeer is om my te sê, maar jy laat na om dit te doen, onthou om hierdie te doen. Partykeer gee hy vir my iets wat ek eintlik vir iemand anders moet gee. Soos wat Johan my daai woord gegee het. So die woord gee lewe en is nie dood nie. En wanneer jy tyd in die woord gaan spandeer, dan sal jy uitvind dat dit jou denke verander en jou denke vernuwe en jou lewe verander. En dit moes ek ook nog gesê. Dit het ook vir my gesê, die dood het nie finale sê nie. Kanker ook nie. Sy opstandingskrag wel. En dan 148 dae later, toe lui Dion daai klok en hy word ontslaan en KRT is verby en die Here se woord is waar. Baie dankie. Hi. Geef my 'n druk. Okay. Dis nie die doodsklok wat gelei Ja, het, dis die my. lewensklok. Dankie Susan. Okay. Dis mooi, nee, dis so as jy ingeprop lewe, dan gee dit vir jou lewe en laat jou excel in die lewe. En dis eintlik wat ek vandag met jou wil gedeel het. So wat die Here wil hê ek moet met jou deel. So ek wil jou net 3 vrae vra. Hoe lyk jou inprop praktyk? Nou hier's 'n klomp vrouens wat in Bybelstudiegroepe is en hier's ook mans wat in bidgroepe is. Maar ek kom agter die vrouens praat met hulle mans wat hulle lees. So ek was nou eers ontstel dat die mans wat net werk, ek het nie Bybel gelees so nie. Want sy praat baie met my ook. Maar ek vra vir jou, wat is jou inprop praktyk? En dankie vir julle wat die aerobie oefeninge saam doen, is 15 minute elke dag. Vir ander mense lewens. Wat kan jy anders doen? Jy kan bly soos jy is vir die res van jou lewe, of jy kan wegbreek saam met die Heilige Gees om ingeplak te wees. So dink 'n bietjie, wat kan jy doen? En dan is die vraag, wat gaan jy anders doen? As hy by my kan